Bybelse profetieë volgens die boek Daniël en Openbaring, wanneer die Bybel intens bestudeer word, sal jy vind dat meeste van die Ou Testamentiese Bybelprofesieë gedurende die laaste 2000 jaar reeds vervul is. Ek sê meeste. Wanneer ons vandag gedeeltes van die boek Daniël bestudeer, vind ons dat dit nog nooit in die geskiedenis van die mensdom in sy geheel vervul is nie. Waarom nie? Weet u? Waarom nie? Dit kon nog nooit vervul word nie, want die geopenbaarde woord moet eers vervul word. Dit sal beteken dat sekere elektroniese, tegnologiese instrumente en toerusting, soos mikroskyfies en satelliete, wat in die hemelruim hang, benodig word. En die soort tegnologie was nie eers in my eie lewe as kind en jongman beskikbaar nie. En dit het veroorsaak dat hierdie Bybelse profesieë nie tot vervulling kon kom nie. Vandag in 2025 is dit totaal en al 'n ander saak, want moderne tegnologiese toerusting het dit nou moontlik gemaak dat dit wat Daniël 570 jaar voor Jahweh van geskryf het, 580 jaar voor Jahweh, kan nou 'n werklikheid word. Omdat die hedendaagse tegnologie so gevorder het dat dit moontlik is om sekere mense op sekere plekke op die aarde te kan identifiseer. Kom ons kyk net gou na Daniël 7 vers 1, 2 en 3, ons gaan so aan. In die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en 'n gesig van sy hoof op sy bed toe hy die droom opgeskryf en hoofsaaklik vertel. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my naggesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het 'n groot see. Nou 'n see is nie water nie, is mense, volkere en nasies en tale. Openbaring 17 vers 15 sê so. So hierdie mense, volkere, nasies en tale, beeldspraak, het in beroering gekom. 4 groot diere het uit die see opgekom, die een verskillend van die ander. Die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad. En ek bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is, dit op die grond af opgehef is, en soos 'n mens op 2 voete neergesit is. En daarin is 'n mens se hart gegee. Wat is hierdie? Dit is 'n vegvliegtuig. Hy het die krag van 'n leeu en hy het die vlerke van 'n arend. En hy word opgerig van die grond af, opgehef. En soos 'n mens word hy op twee voete neergesit, sy wiele. Kyk Amerikaanse oorlogvliegtuie vandag. Hulle styg op van die vliegdekskip en hulle kom sit weer. Hulle vou sy vlerke in, hulle bær hom. En hy aan hom is 'n mens se hart gegee. Hulle bestuur hom, die pilots, die loodse. Ek gaan net vinnig deur hier in my boek, die 2 seels tot die boek van Openbaring, is al hierdie uiteengesit, stap vir stap vir stap. En kyk 'n ander diere, 2, dit gelyk soos 'n beer, en aan die een kant skuins opgehef. En 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande, en so het hulle vir hom gesê, staan op en eet baie vleis. Wat is dit? Wat is dit? Dis 'n atoomvuurpyl missiel. Kyk hoe akkuraat is die Bybel. Hy sê hy staan skuins, soos 'n beer op een been. As hy regop staan, en jy skiet 'n missiel af, dan gaan hy tot waar sy krag klaar is, dan val hy terug en hy ontplof waar hy was. Maar as hulle hom van die sleepwa af, hulle doen dit hidrolies, hulle lig hom op, tot hy op sy gradiënt is, waarheen hy gaan, wat uitgewerk is met rekenaars. En hulle skiet hom vir 10.000 kilometer, en waar hy val, vreet hy mense op. Jy gaan kyk, daai ding het 'n vin agter, wat hom lei in die rigting in. Atoomvuurpyl missiel. Dan kan jy nou meer na dit. Daarna het ek gesien en kyk, 'n ander dier, 'n ander een soos 'n luiperd. Nou moet jy mooi luister. En hy het 4 vlerke soos 'n voël op sy rug gehad. Het jy al ooit 'n voël gesien met 4 vlerke op sy rug? Nee. En die dier het 4 koppe gehad. En aan hom is heerskappy gegee. Wat is dit? Dis 'n aanvalshelikopter van die weermag. Hy het gesien hy is soos 'n luiperd. Sê vir my, waar eet 'n luiperd? Op die grond, as hy 'n bokkie gevang het. Nee, waar eet hy? In die boom. Hy trek daai luiperd, trek daai bokkie in die boom, vertikaal op. Hierdie helikopter styg vertikaal op. Hy sê, hy het 4 vlerke soos 'n voël. Dis die router op sy dak. Tok, 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 wat moontlik maak dat hierdie helikopter kan opstyg. En hy het 4 koppe gehad. Wat is die 4 koppe?
Dis die 4 pile wat hy dra vooraan. Want waar lê 'n luiperd se dodelikste wapen is in sy bek. En hy het 4 koppe gehad. Die koppe is die masjiengewere en die bomme en die atoomgoed wat hulle dra. En aan hom is heerskappy gegee. Gaan kyk na jou woestynoorlog. Saddam Hussein, kyk daar so toe Amerika hom ingeval. Dit was jou helikopters wat die oorlog gewen het, saam met die tanks wat met die kettinge werk. Aanvalshelikopter. Daarna het ek 'n nag gesien en kyk, daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk en dit het groot eystertande gehad. En dit het verslind en vermorsel en die oorskort met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. Ons kom nou by die 10 horings. Wat is hierdie dier? Wat is hierdie dier wat so verskriklik is? Hy kyk hy's verskriklik en baie sterk. Dit is 'n panser, daai groot tanks met die kettingwiele, met die kanon voorop. Daai goed is so akkuraat vandag. Hulle werk met die helm wat hulle opsit, met 'n visie, nagvisie. Hulle kan tot op 'n drom, 44 gallon drom, kan hulle oor kilometers raak skiet met daai ding. Hoekom? Want hy word geguide. Hy word gelei met die rekenaars gesigvisie. Die ou het nie 'n teleskoop nodig om deur te skiet nie. Hy sit net so en waar hy kyk, daar gaan die loop. Het jy geweet? Hy sit so en as hy so toe gaan, hy het nie nodig om die loop te draai nie. Hy's ingestel, daai loop is ingestel met die dinge. So sê hy was verspreeslik en verskriklik en baie sterk en het groot eystertande gehad. Dis die kanon. Kudoef, né? En dit verslind en vermorsel die oorskot met sy pote, die kettinge. Alles wat hy bykom, hy ry oor karre, hy ry oor die jeeps, hy ry oor enige ding. Hy vermors alles. En dit was verskrikliker van hierdie dier, alle diere wat voor hom was, en het 10 horings gehad. Nou die 10 horings het niks met die tank te doen nie. Nou sê hy in die 10 horings is konings, vers 8 sê, en ek gaan afsluit hierso, terwyl ek op die horings 8 gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. Horings, daar kom 'n ander een. 3 van die vorige horings daarvoor is ontwortel. En kyk, hierdie horingkie was soos 'n mens. Hy sê, en hierdie horing was oë soos van 'n mens en 'n mond wat groot dinge spreek. Hierdie is die eskatologiese profesie oor die uiteindelik wie die anti-kris sal wees. Kry my boek Vasgevang in die anti-kris-sisteem. Kry my boek, ek sê dit weer, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Kry my boek Armageddon. Hierdie goed het ek jare terug reeds geskryf, nie vandag nie.